Hallo en welkom terug by die Burgemeester se potgooi saam met my Gavin Arends. Dis ons tweede weergawe. In vandag se program praat ons onder andere oor die maatskaplike gemeenskapskomitee wat onlangs gestig is. Ons het ook die 36-1 Mountain Bike Challenge die naweek van die 23ste tot 25ste Mei hier in Oudtshoorn gehad. En dan iets wat my baie lekker laat voel is die eventskomitee of die byeenkomstekomitee wat gestig is. Ek is gesê jy moet seker maak as jy 'n byeenkoms het of 'n event beplan dat jou aansoek betyds moet inwees. Dan die Boeredag wat op die 21ste Mei hier by die proefplaas gehou is. Ons gee 'n bietjie terugvoer daaroor. Ek was daar en ek moet jou sê ek het my gate uitgeniet. Dan is daar 24 huise in Duiselsdorp wat oorhandig is aan mense wie al reeds op die waglyse was. Dit het op 22-23 Mei plaasgevind. En die deernisgrafte hier op die dorp wat nou voortaans nie meer toegestaan gaan word nie. Ons staan 'n bietjie daaroor stil en vra die vraag hier aan die burgemeester, hoekom dan nie? En dan ook net aankondiging as het ware van die munisipaliteit is dat op 27 Mei gaan die kassier betaalpunte toe wees en dit is weens IT-infrastruktuur opgradering wat daar gaan plaasvind. Nou kom ons groet eers ons burgemeester hier, meneer Johan Allers. Welkom terug. Goeiemôre en baie dankie Gavin vir die geleentheid om weer met jou te gesels. Nou, ek het so 'n bietjie terugvoer gekry oor verlede week se program en dit lyk asof dit goed aanvaar word daar buite. Ja nee, my terugvoering is positief. Die mense geniet die program en daar word inligting deurgegee en wat mense dan nou wel kan gebruik en soos ek sê, jy weet wat aangaan in die dorp. En kom ons val sommer met die deur in die huis vir hierdie week. Ons is besig om 'n dorp te bou as dit ware en ons weet dat die toekoms van die dorp lê by ons jong mense. Nou dis nie al ons jong mense die so bevoorreg is soos ander om jy weet aan die hand gevat te word altyd om by die toekoms uit te kom wat ons wil beplan nie. Derhalwe is die maatskaplike gemeenskapskomitee gestig. Wat presies is dit en waaroor gaan dit? Kevin, ja, daai komitee is gestig na aanleiding van 'n nuuswerk 24 praatjie of sessie wat hulle gehad het tydens die KAK en waar die probleme van Oudtshoorn uitgewys is wat betref straatkinders en karwagte en dis meer. En ek het daar ek beloof ek sal 'n komitee op die been bring wat al die departemente insluit. Ons moet onthou as ons die probleem wil aanspreek, is dit die munisipaliteit se verantwoordelikheid is om bywette na te kom. Aan die ander woorde, jy mag nie beer lê en jy mag nie leeg lê nie en al daai tipe dinge. Dit is die munisipaliteit se gedeelte wat hy moet nakom, maar wat nou as jy dit nakom, waar gaan jy met die kinders heen, waar gaan jy met die groot mense heen wat in die strate is? So die komitee is absoluut van belang sodat ons as 'n gemeenskap al die departemente bymekaar kan trek om te sê, okay, as die munisipaliteit die kind van die straat afhaal of die social development of maatskaplike dienste of die polisie 'n groot persoon van die straat afhaal, wat nou? Ek bedoel, dit is mos nou dis maklik om hom af te haal, maar ons gaan nie die kringloop voltooi nie. So ons het al die mense nodig. Ons het sportklubs nodig, ons het sportinstansies nodig, ons het kerke nodig sodat ons miskien kan kyk, okay, kan ons ergens 'n sokkerveld maak? Kan ons ergens 'n cricketveld maak waar ons die mense in kan neem? Kan ons 'n sopkombuis bevorder, byvoorbeeld met finansiële bystand van die gemeenskap af, in steede vir iemand wat bedel vir hom geld te gee. As jy graag iemand wil help, gee eerder vir die sopkombuis geld sodat die sopkombuis dan kan vir die persoon kos gee, maar net hier langsaan is 'n sokkerveld of 'n cricketveld of iets waar hy hom kan besig hou. Maar daar's ook 'n kerkfunksie, daar's daai geestelike ondersteuning kan kry. So dis die idee, ons moet die hele kringloop van die probleem moet ons probeer bereik en nie net een persoon se ding. Ons kan nie net 'n persoon in die tronk gaan sit vir dit nie. Ons moet 'n kring, die hele kring voltooi met welstand. En dan natuurlik die belangrike ding is, as jy 'n kind afhaal, wat is sy huisomstandighede? Dit is hoekom dit belangrik is dat die sosiale dienste dan nou gaan en gaan kyk, wat is die kind se omstandighede? Hoe kan ons dalk in die huis dinge verbeter deur die kerke te betrek ensovoorts. Nou dit is 'n gesamentlike poging, dis nie net 'n munisipaliteitspoging nie. Maar wat spesifiek is die munisipaliteit se betrokkenheid hierso? Ja,
uit die burgemeester se kantoor is die betrokkenheid dat die komitee saamgestel word deur die burgemeester se kantoor. En dan betrek ons natuurlik al die verskillende rolspelers in die gemeenskap. Die munisipaliteit se bydrae in hierdie hele komitee is ons kan net bywette toepas. So dit is wat ons moet doen. Ons bywette toepas. Verder moet ons seker maak dat hierdie komitee dan nou ook die mense binne die komitee getaak word om hulle plig te gaan doen daar buitekant. Of jy 'n sportklub is, of 'n sportinstansie is, jy kan terugkom en sê, ons het hierdie fasiliteit wat ons mee kan help. Hierdie sopkombuise kan aansoek doen by die munisipaliteit. So die munisipaliteit se hooffunksie is om hierdie goed te koördineer. Dit is basies waarop dit neerkom. Maar ons funksie binne in die probleem self is eintlik net bywette wat ons kan toepas. En van ander organisasies aan die hande nou. Ek was toevallig by die vergadering gewees en ek het gesien wie die rolspelers is. Maar dis veral ooglopend dat jy weet vanuit my 'n leuke oogpunt lyk dit asof al die sektore gedek is daar. Die onderwys was daar, kerke was daar, polisie, die howe is betrek en spesifiek maatskaplike ontwikkeling. Nou dit gaan 'n baie groot rolspeler wees. Wat gaan hulle insaag wees? Ja, om net terug te kom na dit was 'n vergadering wat my oë oopgemaak het. Ek het nie geweet die belangstelling gaan so groot wees nie. Soos jy sê, almal was daar. Al die rolspelers was daar. Ek dink dit is baie belangrik as 'n mens so iets stig. Onthou dit is 'n babatjie. Hy nog ver van loop af. So ons moet alles in ons vermoë doen om die babatjie op sy bene te kry. Laat hy kan loop. So die rolspelers gaan nie onderdaan wees in die komitee nie. Almal gaan op gelyke voet wees. Almal gaan presies dieselfde. Sy rol wat hy moet speel in sy afdeling gaan net so belangrik wees soos die ander afdeling. So die een gaan nie baas oor die ander nou wees. Ek dink dit is die belangrike ding van so 'n komitee. Hierdie is uit en uit 'n komitee om te kyk hoe gaan ons outsourcing die probleme wat daar is, hoe gaan ons dit aanspreek en met 'n oplossing kom op die einde van die dag. En as ek nou 'n lid van die publiek is, hoe word ek in kennis gestel van besluite wat daar geneem is en wat is die kommunikasie prosedures? Hoe kom die woord by Jan Alleman uit? Wel, Gavin, jou program is in die eerste plek een van dit en dan natuurlik die munisipaliteit het 'n werf en hulle het 'n Facebook bladsy wat ons gereeld al hierdie inligting uitgee en dit gaan definitief daarop versprei word. Wat is die volgende doel en wat is die volgende wat ons wil bereik en so aan. Presies nou ek bedoel ons gaan moet begin byvoorbeeld by sopkombuise. Hoe gaan ons daai mense probeer finansiëel bystaan sodat ons vir die kinders en groot mense weet iets kan gee om te eet op 'n dag. Okay, so om op te som, hou die koerante dop, hou die pers dop, kyk hierdie program en maar gaan maak ook 'n draai by die munisipaliteit se webwerf net om seker te maak dat jy ingelig bly. En moenie vergeet nie, as ons rekeninge kry, is daar gewoonlik 'n nuusbrief by, gaan daarvan dit in die nuusbrief ook wees? Ja, nee, verseker, dit gaan deel van die nuusbrief vorm. Ja, nou verlede naweek was daar groot byeenkoms hier op die dorp gewees en ek praat van die 361 Mountain Bike Challenge. Het 'n paar rekords gespat, glo ek, maar u was self daar gewees. Ja, Gavin, dankie. Ek het 'n grap, ek het daar in 'n onderhoud het ek vertel vir hulle, dis my eerste 360 wat ek aan deelneem. En ek is gemotiveerd en ek probeer die oggend 6:00 terug te wees. En toe vra die onderhoudvoerder vir my, maar dit lyk of jy die regte klere aan het, waar is jou fiets? Toe sê ek nie, maar ek het nie gesê ek gaan fietsry nie. Ek gaan in die lead bakkie ry. So. Maar om terug te kom na, dit is 'n verskriklike byeenkoms wat organisering betref. Ek het myself ingelaat om te sê, ek wil graag kyk hoe lyk die 360 se so organisering en ek het voorgery met een van die eienaars van Drylands, Henko. En dit is net iets verskriklik. Dit is by 'n hek het hy iemand wat moet kyk na die hek. Daar moet kos afgelaai word vir daai persoon. Onthou dit is 'n 36 uur resies. So die organisasie is iets verskrikliks. Daar het 500 deelnemers deelgeneem. Ek moet daar moes gereël geword het vir daai mense.
ek wil sê die meerderheid van hulle is redelik welgestel. So jy kan by jouself dink, wat is die ekonomiese inspuiting vir die dorp? Ek bedoel dit is so 3 dae wat daai mense basies hier moet bly. Dit is dit is verskriklike groot ekonomiese inspuiting, maar ek het al my hoed af vir die organiseerders van die 360. Dit is, as jy dit nie self beleef nie, gaan jy nie besef wat ingaan om so event te reël en te organiseer nie. En ek moet baie dankie sê vir Henko en sy span, dit was ongelooflik goed georganiseer gewees. Ek onthou toe ons nou Saterdagoggend so saam met die wenner, die by die wenstreep kom, het ons so 3 keer nog teruggery na ander, wie's tweede, wie's derde en so aan, en die derde keer wat ek in die pad afkom, toe het ek 3 keer in Noordstraat in die slaap geraak. Ek wil Henkie, ek het dit nie vir Henkie gesê nie, maar ek moet dit nou herken. So dit is regtig iets, dit is uitmergelend en dan dit is die Saterdagoggend, ek sit in 'n bakkie, daai fietsryer, party van hulle ry tot die nag 1 uur toe wat hy gehad het om te ry. So dis ongelooflik. Om net gou vinnig geluk te sê aan die wenners. Jolandi de Villiers. Ja, Jolandi is van Oudtshoorn. Sy het weer die rekord gebreek. Sy het ongelukkig sy 2 sekondes met 2 sekondes het nie gemaak om die prys van R36,000 te wen wat die tyd was vir 15 ure vir 'n vrou. Maar baie geluk aan haar. En dan ons mansatleet Dan Loubser was ongelooflik. Die man se die 13 uur was gestel vir die ek sou maar sê vir die wenprys, of nie wenprys nie, die spesiale prys. Hy het dit gery in 12 uur 34 minute en 'n paar sekondes wat ongelooflik was. En en hy daar op 'n stadium by ons verbygery amper op die einde, toe lyk dit of die ou nog 'n ronde kan ry. Maar dit is ongelooflik geweest. Gepraat van events, as jy by einkoms wil reël in die toekoms, daar is 'n eventskomitee, soos ons dit hier op die dorp noem, en jy moet seker maak as jy jou event reël dat jou aansoeke betyds moet inwees. En ek dink nou terug aan hoe goed hierdie 360 georganiseer was. Hoekom is dit so belangrik dat mense se aansoeke betyds in is by die munisipaliteit? Gavin, ja, dit is 'n baie belangrike aspek. Onthou nou, as iets gebeur by jy reël nou 'n netbal byeenkoms of jy reël 'n rugby byeenkoms, daar kom ander mense na die byeenkoms toe, daar iets gebeur by daai byeenkoms, 'n kind word beseer of dood of enigiets wat kan gebeur. Die mense te eis teen die instansie. Nou, so met ander woorde, dit is belangrik dat daar, soos hulle sê, 'n checklist by die munisipaliteit. Het jy jou versekering uitgeneem? Is jy seker dat jy die hoeveelheid mense wat jy wil nooi na die byeenkoms toe, is die spasie reg? Daar's verskriklik baie regulasies oor wat moet gekry word. Het jy die brandweer byvoorbeeld op bystand, het jy die ambulansdienste op bystand, ensovoorts. So hierdie goed is absoluut noodsaaklik en die munisipaliteit gaan nie hulle gaan byeenkomste stop. As jy 'n byeenkoms hou en jy het nie deur die kanale gegaan en al die goedkeurings nie, gaan die munisipaliteit jou byeenkoms stop. Dit is ongelukkig wetgewing wat ons die mag gee om dit te doen. Want ons kan nie ongemagtigde byeenkomste toelaat nie, omdat daar te veel risiko's aan verbonde is. Kyk nou, een van die byeenkomste wat ons van praat, verlede week plaasgevind, ons praat van die Boeredag wat hier by die proefplaas plaasgevind het. Ek was self daar draai gaan maak en ek was uit die veld uitgeslaan. Jy weet, ek is wat hulle noem 'n stadsjappie. En al sy vorme, so ek weet niks van boer af nie. En toe ek daar wegloop het ek gedink, miskien moet ek vir 'n paar byekorwe kry. Nou ek was daar gewees, so 'n bietjie met van die mense gepraat. Maar u self was ook daar. Wat is die indrukke van die Boeredag gewees? Ons is hier met meneer Johan Allers, die burgemeester van Oudtshoorn. 'n Wonderlike dag vandag hier by die proefplaas waar dit Boeredag is. Wat is die eerste indrukke van die oggend sover? Gavin, baie dankie vir die geleentheid. Nee, ek is baie beïndruk. Ek weet die ondersteuning hier is baie groot. Dis mense van oral af. Uitstallers, ons is gelukkig, ons het die jong direkteur van landbou hierso, Dr. Ilse Trautman, sy was een van die sprekers vanoggend. En nee, ek is baie opgewonde oor die dag sover en die mense geniet dit self. Nou uiteraard is so 'n dag 'n groot inspuiting vir die dorp. Wat presies beteken dit alles vir die dorp?
Wel in die eerste plek wys dit dat die gemeenskap, boeregemeenskap saam staan en hulle ondersteun mekaar. Dit is die eerste ding. Die tweede ding is landbou is een van ons groot ekonomiese bedrywighede in die Oudtshoorn of in die Klein Karoo area. En dit is belangrik dat hierdie daar plaasvind en dit is belangrik dat mense so saam staan en dan ook hulle ondervindings deel met mekaar. Nou, as daar iemand is wat nou hierna kyk en sê, jy wil graag betrokke raak of 'n boer word of soos dit. Is daar iets wat die munisipaliteit mense mee kan help, al is dit net leiding gee in 'n rigting? Ja, die munisipaliteit se gedeelte is baie beperk wat hierdie goed betref. Is maar net ons kan van ons aansoeke en goed kan ons laat gratis geskied. Maar wat die munisipaliteit wel doen is ons bemarking. Ons bemark namens die boere. Ons kan gebruik maak van die munisipaliteit se bemarkingsafdeling, kommunikasieafdeling om dan mense die geleentheid te gee om by die regte plekke uit te kom die wat wel belangstel in boerdery aktiwiteite. Ek is die hoof van veeartsenykunde, landbouekonomie en ook landbounavorsing. En hierdie plaas is dan natuurlik ook die enigste volstrys navorsingsplaas in die wêreld. Ons doen vooruitstaande werk hier en dit is vir ons besonder lekker om vandag hierdie inligtingsdag aan te bied deur die veeartse, maar ook saam met Klein Karoo Agri. Weet jy, die boere verbaas my dag na dag. Hier is 'n entoesiasme. Hier is 'n wil om beter te produseer en daar's baie geluide daar buite. Jy sal self weet, die politiek is te mekaar, dinge in die gesprekke, geopolitiek is baie te mekaar, maar hierdie boere wil boer. Hulle wil die beste produkte op die mark sit en daarvoor is ons baie dankbaar. Ons is net 'n oproep ver, ons is net 'n e-pos ver. En as jy hoor van interessante onderwerpe wat vandag hier behandel is, of interessante sprekers wat gepraat het, u is baie welkom om ons te kontak en met ons te gesels, plaas toe te kom, met een van ons kundiges te praat, of ons kom na u plaas toe, alles gratis en vernet. En gee net vir ons daai kontakbesonderhede, 'n nommer en 'n e-posadres. Hulle kan my enige tyd skakel by 083 629 5921 en my e-posadres is ilse.trautman @westerncape.gov.za. Ja, nee, die weer speel tot dusver saam en die opkoms is goed en ek hoop almal geniet dit. Ek moet sê daar was harde werk waar ingegaan het, maar as die mense iets leer in die dag, dan is dit moeite werd. Die tema vir die dag is hoe boer ek beter met minder. En verskillende aspekte van boerdery, van dieresiektes tot grondkunde tot plantkunde word aangespreek met dit as gedagte om die boere te help om meer suksesvol in Klein Karoo te kan boer. Wel nee, in die eerste plek was dit verskriklik goed georganiseerd geweest en hulle het ook hulle gewone events aansoek ingesit en so aan. Maar ja, dit was 'n ongelooflike dag. Die goed wat dit is praktiese goed wat jy leer. Daar's 'n ou wat kom praat oor bijenboerdery. Dan was daar 'n dokter van Elsenburg wat gepraat het oor skaapboerdery. Dr. Trautman het gepraat oor die hele spektrum van dit. Coetzee Loubser het byvoorbeeld gepraat oor wat in Oudtshoorn aangaan en wat Agri Weskaap se standpunt is oor boerdery deesdae en die probleme wat daarmee gaan. Daar was verskriklik baie interessante praatjies geweest en ek dink elke boer wat daar was het baie geleer uit die dinge. Die uitstallers was fenomenaal geweest met hulle uitstallings en so aan. Daar was baie om te sien en ek dink niemand kan wegloop en sê hoorie ek het nou niks geleer nie. Ja, absoluut. Ek het baie geleer en so wel gedaan. Is dit iets wat weer volgende jaar daar gaan plaasvind? Is dit 'n jaarlikse instelling? Ja, volgens die organiseerders is dit 'n jaarlikse instelling. Ek dink hulle praat van bietjie nog groter of meer verbeter. Okay, wel gedaan aan al die organiseerders daar so my hoed af aan al die mense wat daar betrokke was. Nou om 'n bietjie terug te kom nader aan die dorp toe, Duiselsdorp toe, op die 22ste en 23ste Mei was daar huise oorhandig vir mense in Duiselsdorp, maar dis nie net mense wat jy langs die pad staan en sê ek wil 'n huis hê nie. Jy moes daarom al op die waglys gewees het vir die huis. Hoe dit gegaan en dan wie is die huise oorhandig?
Ja, Gavin, dis reg. Dit was 'n projek wat 'n paar jaar terug in Duiselsdorp begin is, so amper 500 huise as ek dit reg kan onthou. En daar het 'n klein hoeveelheid oorgebly. En dit is die laaste 24 van die hoeveelheid wat nou oorhandig is. Dit is mense wat op die waglys geregistreer was, wat goedgekeur was, en dit is goedgekeurde waglysmense wat nou daai laaste 24 ontvang het. Onder andere ook 'n gestremde persoon wat in 'n reistool is, wat die eerste huis van die 24 ontvang het, waarvoor ons nou baie dankbaar is. So ja, dit is mense op die waglys wat hulle huise nou eindelaas gekry het. Nou, ek kan my net self indink dat dit 'n baie groot glimlag op van die mense se gesigte gesit het. Hoe het hulle dit hoe die mense gevoel daarna? Ja, dit is 'n ongelooflike gevoel om daar te staan. Jy gee vir een persoon 'n huis. En hy's nie alleen nie. Daar's so 100 mense in die straat wat bly is vir hom. Jy weet, jy sien nou verwag die ander gaan nou ander mense wat daar rond staan gaan nou ongemaklik wees of dalk teleurgesteld wees, maar hulle was bly vir die persoon wat die huis ontvang het. En ek dink die gees waarin dit gedoen word is vir my baie bemoedigend om te sê, maar dit is hoe 'n gemeenskap kan saam staan. Absoluut, en ons is een gemeenskap hier in Oudtshoorn, het sê jy nou in Duiselsdorp of waar ook al is, ons staan almal saam hierso. Iets waaroor ek wil praat wat iets wat nou lank aankom is die kwessie rondom deernisgrafte. En die feit dat ons voortaan as 'n munisipaliteit gaan deernisgrafte nie meer toegestaan word nie. Net so vir mense wie nie weet nie, as iemand nou buite die dorp hierna kyk, wat presies is deernisgrafte? Ja, 'n deernisgraf is waar iemand byvoorbeeld wat op deernis is, dan nou iemand kom te sterwe in die huis, dan kon hy aansoek doen vir 'n deernisgraf. Met ander woorde, hy betaal nie vir die graf nie. Maar ongelukkig die wetgewing het al ongeveer 3 jaar terug ingekom van die tesourie af om te sê, eintlik die ouditeur-generaal het uitgewys dat ons kan nie deernisgrafte gee nie, want dit is nie deel van Oudtshoorn munisipaliteit of enige munisipaliteit se mandaat nie. Dit is nou maar een van daai dinge, en ons het toe daai tyd gevoel, maar jy kan nie onmiddellik dit net so muur stop nie, en het ons dit uitgefaseer oor 'n 3 jaar periode. Nou die 3 jaar is nou verby, so van die 1 Julie af is daar ongelukkig nie meer deernisgrafte wat ons gee nie, maar wat die munisipaliteit wel gedoen het, is ons het die tarief van die graftes drasties verminder. Dit is meer as die helfte goedkoper nou is wat dit was in die vorige finansiële jaar. So die mense gaan baie minder betaal vir die deernisgraf, en ons het by al ons vergaderings ook genoem, die mense gaan moet praat met die begrafnisondernemers om dan nou die grafgedeelte ingesluit te kry in die polis, jou begrafnispolis. Onthou, Oudtshoorn is die enigste dorp wat nog hierdie deernisgrafte gegee het. So ons moedig aan mense aan om asseblief te gaan na die begrafnisondernemer toe, gaan praat met hom, maak seker dat jou graf ingesluit is by jou polis by die begrafnisondernemer. Ja, sê, nou net afkondiging van die munisipaliteit se kant is dat die 27ste Mei, dis nou Dinsdag die 27ste Mei môre, gaan die kassier betaalpunte vanaf 11:00 die oggend gesluit wees, en dis weens IT opgraderingswerk wat gedoen word. Hoe groot gaan die werk wees? Gaan dit iets wees wat meer as 'n dag gaan wees, of gaan mense weer Woensdagoggend sê, okay, ek is terug? Ja, Gavin, nee, ons verwag dat die opgradering begin môreoggend 11:00. Ons moet dit doen om die nuwe stelsels in plek te kry. En goed, so dit hopelik is dit net vir die dag van Dinsdag. Woensdagoggend behoort alles weer terug normaal te wees. En dis vanaf 11:00 die oggend, so moet nou nie 11:55 daar aankom en jy weet verwag om geholp te word nie. Maak maar seker dat jy al 8:00, 9:00 daar is, sodat jy weet jy's klaar met jou besigheid voor 11:00. Burgemeester, baie dankie dat jy aangekom het, en ons maak weer so volgende week. Ag, baie dankie Gavin vir die geleentheid. Weer eens plesier gewees.